Is daar mense vanoggend hier wat sê ek is honger vir 'n wonderwerk van die Here? Thank you, Jesus. Halleluja. Kom ons gee die Here goeie prys. Oh, halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Groete in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus, die kerkraad, leadership, extended leadership. Ek maak vanoggend net verskoning vir oudeling Mike en ook vir oudeling Owees wat nie vanoggend hier saam met ons is nie. Ek eer die Here vanmôre dat ons begenadig is om in die huis van die Here te kan wees. Groete aan die gemeente, aan ons kinders, aan die jeug, groete aan ons studente wat vanoggend in die huis van die Here is. Die beste plek vir 'n jong mens om te wees is in die huis van die Here. Die regte en die beste plek vanoggend uitgekies om in die teenwoordigheid van die Here te kan wees. Is die enige persoon vanoggend hier wat hier vanoggend is vir die eerste keer, you are in this house this morning for your first time, can you just stand on your feet that we can just properly welcome you? As jy vanoggend hier is vir die eerste keer, staan ge op die voete. Is almal daar sê hallelujah. Praise you Lord. Amen. 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 But you're welcome, and for you that are live streaming this morning, thank you for watching the sermon this morning, and I believe that you will be blessed by the word and that your life will be blessed this morning. Familie, ek praat vanoggend met u. Ek dink vanoggend terwyl ek die woord van die Here lees en deur die Bybel gaan, dat ons lewe nou in tye dat dinge moeilik raak. And people are experiencing difficult times. Ek sien vanoggend die van u op Facebook, op Edgar se page, dat iemand vanoggend op 'n gebou sit in Parel Oos en selfmoord wil pleeg. Toe ons daar verbyry, toe sy nog op die dak en die polisie is besig om die saak te ontlont. And my question that came to my mind is that it is not the crisis, it is not the difficulty, it is not the problems, it's not the challenges. It is my conduct when I'm facing challenges. Is what do I do when I'm... Die baris kom ek sê vanoggend vir u. Ons almal, soos wat ons vanoggend hier sit, en hoe pragtig en hoe mooi en hoe jonk ons is nie gevrywaar van probleme nie. You are going to experience tough times, difficult times, and it's gonna differ from one person to another. Die persoon wat langs jou sit vanoggend, het miskien 'n geweldige groter probleem as wat jy het. But let me tell you this, it is for certain, even if you are a believer or not, that is gonna come. Dit is jou nie, jy gaan dit nie mis nie. Dit is 'n feit dat jy gaan probleme ontwikkel. You're gonna have challenges and tough times are gonna come. Even if you are married, or even if you are single, or even you are black or white or young or old, you are going to experience troubled times. But that is not the issue. The issue is, how do I conduct myself when I'm facing challenges? Hoe tree ek op? En toe ek nou vanoggend die woord van die Here lees, toe kom ek by die gedagte, en ek wil vir die kerk, ek gaan nou begin preek, toe kom ek gedagte by my dat ek is absoluut baie dankbaar. Dat as dit nie vir die woord van die Here was nie, sou ek nie geweet het om my te gedra nie. Because the word of God clearly speaks to my character, speaks to my conduct, and gives me direction on how I need to behave myself. Therefore, it is important for young people to read the Bible. It's important for young people to study the word, because if you do not study the word and you do not read your Bible, you will never know how to conduct yourself. Dis hoekom baie, as die jong meisie 'n boyfriend van afgesê het, dan wil sy einde maak aan haar lewe, en sy wil nie meer lewe nie, en sy voel dat die einde, niemand is meer lief vir haar nie, and then at that time the devil starts preaching to you, and you're not good enough. It's utmost important that you read the Bible, and that you study the word of God, so that you can be a young person of character.
and integrity. Want die duivel het geen respek vir jou lang hare en jou mascara en jou mooi lyf nie. The Bible says in John 10, he comes to kill and to destroy. But out of the word of God, there's strength and there is conviction. Daarom geliefdes, is ook nie maklik om die woord van die Here te lees nie. Because you cannot read the Bible and not allow the Bible to change you. Wanneer die woord gaan jou lewe konfronteer en die goed in jou lewe konfronteer. So when you read the Bible and God speaks to you, dan moet jy sê, Here, ek moet ontslaa raak van die ding. Because you cannot read the Bible and continue in sin. Then you are misleading yourself. Daarom, ek gaan nou preek, daarom die vrou by die put van Samaria het ek gepreek, en toe sy vir die Here sê, gee my die water, toe wat sê hy vir haar, roep jou man. Hy gee aan die water, hy sê, roep jou man. Sy sê, Here, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg geantwoord, want sy het 5 mans gehad. Die man wat jy nou het is ook nie jou man nie, want sy kan nie die water drink en by jou ou man bly nie. Sy kan nie die woord van God lees en nog bly in 'n hoerverhouding nie. Sy kan nie die woord van die Here lees en aangaan met jou dergelike dinge, met jou haat, jou nait en jou goed in jou lewe, because the word of God, dat slaan soos 'n hamer vir jou borse, dat spreek die ongeregtigheid in jou lewe aan, en het bring jou tot bekering, tot aflegging van sonde, en die aanneem van God se geregtigheid. This word is life-changing. And every time you read the Bible, when God speaks to you about forgiveness, you need to forgive. Ja, maar pastoor, hulle het my baie seer gemaak. Ek het nie 'n probleem met dit nie. Hulle gaan jou nog baie seer maak, maar jy moet 'n hart van vergifnis hê. Ja, maar pastoor, sal jy verstaan wat hulle aan my gedoen het? Nee. En ons het geneig om te sê, maar die Here verstaan nie. Because God has given you the word, and He's already spoken to you through His word, and that you need to apply the word of God and allow the word of God to change your life. I am seriously concerned as a pastor this morning. I'm seriously concerned in this, that the church are prepared for blessings. The church are prepared for breakthroughs. The church are prepared for new seasons. The church are prepared for new houses and for cars and for millions. But the church are not prepared for suffering and persecution. Gaan vandag on the mainstreamline pastors and the big men and the big women of God, when they preach, it's all about prosperity and money and houses and all. God is going to give you a breakthrough. God's going to give you a new season. And the church are not ready for suffering. And therefore, when you are prepared for a blessing and suffering comes, you will not be able to conduct yourself. Daarom moet ons klem lê in die voorbereiding van karakter en gesindheid. Jong meisie, as niks verkeerd om jou te versorg hê. Jou hart te versorg, jou mooi te maak en jou mascara op te sit. There's nothing wrong with it. But you cannot look beauty and have a stinking character. Jy kan nie mooi lyk en jou hart is vuil nie. Jy het 'n vuil hart, jy's 'n onderkruiper, jy's 'n donker mens, jy steek jou vriende in die rug en jy's 'n backbiter en al hierdie klomp goed. Then you are actually fooling yourself. Daarom sê die Bybel, God ken die hart. Samuel kom in die huis van Isaai. Die Here sê vir hom, ek het onder die kinders van Isaai, onder die seuns van Isaai, het ek vir my 'n koning gekies. En toe Samuel met die olie staan, en toe kom die eerste man in, die oudste seun kom in, en Samuel wil die olie vat en hy wil hom salf, en die Bybel sê, God sê, nee, moenie kyk wat vir oë is nie, want God kyk jy hare. The same to young men. You can put so much attention on your looks. You're in the gym and you building muscle, and you put in die feiters in en die earring is op sy plek. Work on your character. Work on that you will be a young man of character.
A young man that knows how to respect other women. As hy vir jou sê, luister, ek kan nie nou met jou slaap nie. First the ringy, then the dingy, then you respect it. Sê jy van my sweetheart, dan wag ek maar saam met jou. Tot die dag dat ek jou by die aisle afbring en jy my vrou word. Because sex out of marriage doesn't guarantee that the guy will marry you someday. Na jou klaar beloof en vra maar vir baie jong meisies, na jou klaar beloof hy gaan met jou trou en toe jy met hom slaap. The subscriber is not available. Please try again next year. Because you commit yourself, you given yourself, but you are in a relationship with somebody that doesn't have character. As hy jou regtig liefhet, sal hy jou principles respekteer. Ek het hierdie selle goed gegaan die baris. Ek staan nie, ek het hierdie selle goed gegaan, daar sit my vrou. Dat is baie ander wat ek by haar kuier, nou wil ek mos aan nou. Nee man, ek het ver gekom man, Pastor Henry. As jy sê vir my, broer, dan moet ek maar daar afgaan in die huis, afgaan straat, en sê, Heere, wie is hierdie arme sondaar genadig? But I needed to respect her, because I love her. En toe wacht ek, toe gaan ek na haar ma toe, want ek kry 'n skrif in die Bybel wat sê, as jy brand van begeerte, en toe ek die skrif kyk, toe sê ek, nou praat die Here mooi. En ek sê vir ma, ma Elsie, ek brand vir jou meisiekind. En toe maak ons planne, en toe trou ons. Daar is kanale, daar is woord wat rigting gee, daar is die woord wat leiding gee, hallelujah. So when it comes to a point that you cannot control yourself, there are ways. Go and speak to somebody, go seek counsel, go ask, dat die Here ons help vanmôre. Are you armed for suffering? That is the theme of my message this morning. 1 Peter 4 vers 1 en 2. 1 Petrus 4 vers 1 en 2. Gaan die skrifte 1 Petrus 4 vers 1 en 2. Armed for suffering. Therefore, I'm reading from the Amplified 1 Peter 4 verse 1. Therefore, since Christ suffered in the flesh and died for us, arm yourself like warriors with the same purpose, being willing to suffer for doing what is right and pleasing God. To do what is right is part of your suffering, because whoever has suffered in the flesh, being like-minded with Christ, is done with intentional sin and having stopped pleasing the world. Number 2, so that he can no longer spend the rest of his natural life living for human appetites and desires, but lives for the will and the purposes of God. Die Here seën sy woord. I'm worried that the church are ready for all these other things, but the church are not prepared for suffering. And therefore you see this in the behavior of people. Mense kan nie meer die stryd hanteer nie. Mense kan nie meer die probleme hanteer nie. And because they are not prepared. And therefore it's utmost important when you read 1 Peter, the book of 1 Peter, you will see that Peter speaks to us about being a man of character. Daarom is dit belangrik, ek wil die jeug veral uitnooi vanoggend om 1 Petrus te gaan lees die boeke and read the Bible, so that Peter in the first book that he speaks directly to the church in connection with having good character and grow to a level of maturity. Jy moet opgroei. And the more you read the Bible, the more you will grow to maturity, so that you will become a mature believer. Peter addresses the church. The church in where Peter wrote this letter was 35 years old.
And the purpose of the letter which Peter wrote to them was in a time that the church were in severe persecution. Die kerk was in 'n moeilike tyd van verdrukking. Daarom kan ek nie verstaan, if we have modern day apostles that preach nothing about suffering and persecution. Hoe is dit moontlik dat ons moderne apostels nie eens preek vandag oor moeilike tye, suffering, pain, persecution, trials and tribulation? Alles wat hulle het mond uitkom is dat die Here gaan jou 'n kar gee, die Here gaan jou huis gee. Luister, God is not gonna giving all of us that things. Die goed waarvoor ek en jy begeer, is nie dat ons dit by God gaan kry nie. If we receive anything from God, it will be by His grace. In 1 Peter 4 verse 12, the Bible says, Beloved, take not as strange the fire of persecution, which was taken place amongst you for your trial, as is a strange thing was happening to you. Die Afrikaanse Bybel sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof het iets vreemds is nie. Versoeking is nie 'n vreemde ding nie. Halleluja, stryde en probleme moenie iets vreemds wees nie. It is a thing that we must be prepared for daily. Ek weet wat ek nou deurgaan. Ek weet nie wat wag môre op my nie, maar ek het die vertroosting aan die woord van die Here that this is why I am being called. In 1 Petrus 5 vers 9 sê die Bybel, hom moet julle teëstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. You must stand your ground. You must be faithful in the word of God. And how can you ever be faithful in the word of God if you do not read your Bible? You need to make time and standing on the word of God, knowing what Jesus has spoken to us in his word, and therefore is utmost important. Luister toe Satan daar vir Jesus versoek, daar in die woestyn sê die Bybel, het hy gesê, en met al hierdie versoeking elke keer wanneer hy na Jesus toe gekom het, dan het Jesus vir ons die perfecte voorbeeld gestel en gesê, daar staan geskrywe. And therefore, power is in the word. Deliverance is in the word because Christ Jesus is the word. Hoekom is jy kragteloos? En ek gee nie ons, ek het maar 20 jaar bekeer is. Hoekom is jy kragteloos? Omdat jy lees nie met jou Bybel nie. You do not pray anymore. Therefore, you do not know how to conduct yourself when troubled times come. You need to stand firm. You need to be a believer. Soos wat Sister Versie getuig het, toe my meisiekind deur hierdie moeilike tyd gaan, het sy gesê, ek het een ding geleer, I keep my focus not on the crisis, but I keep my focus on Christ. Hy is die een wat my deur gaan dra, hy is die een wat my gaan help, kom my deur, dat pryse kom, as hy nie deur kom, nie dan loof ek kom, because I'm not looking at my crisis, I'm looking to Christ because he is teaching me how to behave myself. It's not about how you sing or how you dance or your title. It's about your maturity. Do you know how to behave yourself in Christ? Toe ek en my vrou skielik uit die huis het moet trek wat ons gehuur het, en ons moet bly en ons pak ons van iets buite, toe sê ek, ek weet nie hoe die Here gaan antwoord nie, maar ek weet my oë is op hom. I know not how that God is gonna work this thing out, but I need to trust him. If you know your stand in Christ, you will know how to trust him in the times when things don't work your way. Paul sees this as a very serious matter. Therefore, in 2 Timothy 3 verse 1, Paul writes 1 Timothy and then he writes 2 Timothy, speaking to the church in a serious matter. Nou ons weet mos as kinders, as jou ma geroep het, Reggie, kom gou hier. En ek het nie gehoor nie. As hy gesê het vir die tweede keer, dan moet ek weet, dat is moeilikheid. So Peter writes for the second time to the church in 2 Peter 3 verse 1. Hy sê, dit is die reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe.
In albei, luister, in die eerste en in die tweede, wil ek deur herinnering julle suiwere gesindhede opwek. I want to call you into remembrance. Hy sê eintlik vir hulle, ek het die eerste brief vir julle geskryf, en die tweede brief sê ek vir julle, moenie vergeet wat ek aan julle geskryf het nie. Ek wil julle suiwere herinnering wil ek opwek. In die Engelse Bybel sê, I want to stir up your sincere mind and putting it into remembrance. Moenie vergeet wat ek aan julle geskryf het nie. That when terrible times come, that you will never forget the precepts of God. Dat wanneer ek in my situasie kom, ek het nie geld nie, ek het nie dit, ek het nie daai nie, maar ek vergeet nie die woord van die Here nie. Vergeet nie sy beloftes nie, want hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy sal nie 'n ding spreek en dit nie waar maak nie. En dan lyk dit vir my, ek gaan nie uitkom sê dit nie. Dan sê ek, Here, moet ek omkom, dan kom ek om. Maar as die deur kom, dan gaan die deur kom. Maar as u ook die deur kom nie, ek gaan die deugde van die Here gaan ek nie vergeet nie, want hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy sal nie 'n ding spreek en dit nie waar maak nie. Ek sal aan die belofte van die Here vashou. Al word dit ook 10 uur en die antwoord moet ten pas ten komme, dan vertrou ek hom tot op my laaste, because we declare that never failed me yet. Hy het my 10 jaar nie gefaal nie. Hoekom sal hy my nou faal? Want hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Hy is God, hy bly God, hy sal vir altyd God wees. But the reason why we fear is because we forget the precepts of God. Ons vergeet wat die Here vir ons gedoen het. Moenie vergeet waar die Here jou pad langs gebring het nie, hoe die Here jou gedra het, Suster Lisbeth 5 jaar terug, toe gelyk het hy huis val uit mekaar uit, en toe jy daar staan op moed verloor se vlakte, en jy gedink het, ek kan maar nou my eie lewe neem, maar op 99, toe stap die Here in, want hy's 'n waarmaker van sy woorde. Hy sê, herinner my aan my beloftes, en op die regte uur, en op die regte minute is die Gode seun, die waarmaker van sy woorde, die Alfa, die Omega, die begin en die einde, die een wat was, wat is, wat sal wees, tot in alle ewigheid. Hy's gister en vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy's 'n waarmaker van sy woorde. Hy sal nie 'n ding sê en dit nie doen nie. Hy sal nie spreek en dit nie waarmaker nie. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie, maar hy gee uitkoms aan die wat hom vertrou, aan die eerste, die tweede en die derde geslag. Hy's God en daar is niemand soos hy nie. Oh, kan iemand die Gode seën? Kan iemand die God van Abraham? Kan iemand hom net aanbid? Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy's God wat dinge waar maak. Halleluja, halleluja. It's not over until God said it's over. We are going through difficult times, but we are ready, having the faith, having the hope, die hoop wat nooit beskam nie. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Sit vir 'n oomblik. Sit vir 'n oomblik. Ons noem hom sy. Ons noem hom salig maker. Dus sy reddingsnaam. Ons noem hom salig.
Zaligmaker, de syre des naam. Sat gou vinnig, ek gaan 3 goed noem as ons klaar. Teenwoordigheid van die Here is hier vanoggend. Halleluja. Peter, in the second epistle, didn't give them warnings only, but he gave them proper guidelines on how to conduct themselves in dangerous times. Petrus het nie net vir hulle waarskuwings gegee nie, maar hy gee hulle ook riglyne. Daarom luister, jy mis eintlik as jy die Bybel nie lees nie. Jy mis eintlik jong mense as jy die woord van God nie in jou hart bære nie. Daarom toe Dawid gesondig het, toe sê hy skep vir my 'n reine hart, o God. Hy sê op 'n stadium in Psalme, ek het die woord in my hart gebære dat ek teen die Here nie sal sondig nie. Sonde hou jou weg van die boek en die boek hou jou weg van sonde. Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, toe hy met hulle praat oor hoe hulle moet gedra, die eerste ding wat hy vir hulle sê is, Christus is julle perfecte voorbeeld. God has set us an example. 1 Peter 2 verse 21, the Bible says, hy sê, luister, 1 Petrus 2 sê, hy sê, want hiertoe is julle geroep. Luister mooi, want is ons geroep. Omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Net soos hy gelei het, gaan ek aan jou ook lei. Verdruk word, vervloek word, gehaat word, bespot word, al die klomp goed, maar ons is tot die goed geroep. Christ has called us to suffer. Ek is nie bekeer wat ek wil 'n Merc ry nie. Ek is nie bekeer wat ek wil 'n double story huis hê nie. Ek is nie bekeer wat ek wil sakke vol geld nie. Ek is geroep om vir Christus te lei. Ek is geroep om uitgestel te word. Ek is geroep om gehaat te word. Ek is geroep dat mense hulle rug op my gaan draai. Ek is vir al die goed geroep, want die perfecte voorbeeld is Christus. And not is He's only the perfect example. We need to study the life of Jesus. Hoe het hy vir hom gedra terwyl hy deur moeilike tyd gaan? Toe Petrus die swaard uittrek en die oor afkap, Jesus, onskuldig, regverdige God, kon uit die hemel gebid het en die Vader sou die vuur laat val hê. Hy tel die oor op en sê vir Petrus, sit jou swaard weg. En die gesindheid van Jesus is vergifnis. Because no matter what they do, they can never change who I am. I am the Savior of the world. I am God Almighty. Nothing that they do can ever change my course. Nothing that people do will change my purpose. Van ek sê die woord van die Here het gekom om te sterwe vir hulle. Ons het 'n perfecte voorbeeld, but the reason why we do not follow the perfect example is because we do not know who the perfect example is. Therefore, young people, therefore believers, read the Bible so that you can know the perfect example. Hoe was Christus? Wat hy gesê, hy sê julle moet vergewe. Hy sê julle moet mekaar vergewe. Hy sê jy moet jou vyande liefhê. So hierdie insigte wat God my gee, beteken dit moet my help hoe ek my lewe moet inrig. Al het hulle my hoe diep seer gemaak, dat ek moet sê die gesindheid wat in Jesus was, moet in my wees. Ek moet kan vergewe, want die ander ding is nie, as ek staan met hande en ek bid en ek het nie vergewe nie, sal God my gebed nie antwoord nie. En hoe meer ek die woord lees, hoe meer sien ek hoe my lewe moet wees. En ek lees die woord en ek bring my lewe in lyn met die woord. Die woord is 'n swaard, dit sny uit wat nie daar pas nie.
As die woord dit nie uitsny nie, gaan ek geestelik dood. As die dokter oor jou 'n sonar gedoen het en hulle sien dis 'n gewas in jou liggaam, dan sal die dokter vir jou sê, nee mevrou, is alright, of hulle gee vir jou keuse, jy kan dit maar los, of hulle moet dit uithaal. Nee, hulle moet dit uithaal want jy gaan sterwe. En net soos die woord van God ook 'n lig wat ons ken, en die woord van die Here kyk in ons hele lewe, en die woord van God sien dit en dit en dit moet nie in jou lewe wees nie, en dit adresseer hierdie goed, en dan moet dit uitgesny word. Dit is om baie ek en u sit vanoggend in die gees met snymerke, waar ons gesny was, maar dis die beste snymerk, van die dag toe sny hy al hierdie goed van my af. Christ, our perfect example. Number 2, Christ will comfort us in times of suffering. Jy is nie alleen nie. In jou tye van benoudheid is hy baie naby. Hy is by jou. There's comfort when you go through trials and troubles. Daarom 'n kind van God moenie ween soos iemand wat die hoop het nie. You must have hope. When you go through a difficult time, van jy daar sit en dit lyk niks werk uit nie, dan moet jy vir jouself sê, He's comfort in the times of my crisis. En 1 Petrus 3 vers 14 sê, maar as julle ook moet ly terwille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Kyk, that is the character of the believer. Hy sê, maar as julle ook terwille van die geregtigheid ly, salig is julle, vrees nie, moet nie ontsteld wees nie. Dis hoekom David sê, my siel, wat is jy ontsteld in my? Hy sê, hoop op God, om sal ek nog geloof. So when you are in a crisis, there's no time for a believer to fear. There's no time for a believer to panic. You just rest in the promises of God. Sê, ek weet nie hoe nie, maar ek weet hy gaan. If I trust him, he will make a way for me. If you suffer, God will turn everything for your good. And that for good doesn't mean that God will supply material things. That for good means he will sustain me. He will comfort me. He will help me. He will take care of me. Al moet ek ook uit 'n groot huis trek en 'n ou klein huisie gaan bly, it doesn't matter. He's with me. He comforts me. He strengthens me. He's building me. And I'm trusting him to do what he promised he will do. And the last thing, number 3, suffering and persecution are builders of our faith. Dit bou my in jou geloof dieper is. As ons die stryd moet gehad het nie, sal ons nooit die geloof gebou het nie. Want die Bybel sê 1 Petrus 1:6, daarom verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef, aan allerhande beproewinge. Vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur die vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Christus. My stryde bou my geloof. Hoe swaarder die stryd, hoe meer bou ek my geloof. And when things get tough, my faith gets built. My faith gets built. Ek staan op die beloftes van die Here. Gaan my nie laat beweeg nie. Ongeag wat gebeur, ek staan op God se beloftes, al gebeur wat. 'n ander ou pastoor is al oorlede, hy het dit letterlik gevat. Hy het die Bybel elke oggend neergesit, dan gaan staan hy op die Bybel, dan sê hy, Here, ek staan op u woord, ongeag wat kom. So whatever comes, I'm standing on promises. I'm serving a God that will stand up for his word, because he's the God of his word. As God 'n ding gesê het, dan sal God die ding doen. Want hy is die woord, en hy sal die woord waarmaak. Therefore, Peter writes to the church, he says, you got an example. He says, secondly, unto them, he says, comfort in suffering. And number 3, these things
is a builder of your faith. Daarom sê hy, ag het louter vreugde, as jy in allerhande verdrukkinge kom. Hy sê, van hierdie God, sal vir julle deurkom. En daarom wil ek volgens vir die kerk van die Here sê, hierdie goed gaan kom, dit moet kom. Maar dit gaan nie vir ons breek nie. Dit gaan ons geloof bou. Ons gaan in die geloof staan. Daarom jy het nie nodig om hartaanval te kry as hulle by die werk praat van, hulle gaan nou afleggings het nie, die deure gaan nou toemaak, en last in, first out, en first in, out, en jy panic nou al by die huis, en jy slaaploze nacht, nee. Die baas was nie jou werkgewer, was nie jou bron nie. Hy het toe nie soggens wakker gemaakt, as God toe nie wakker gemaakt het nie. En hy sorg vir jou, en hy sal jou deurdra, en hy sal sy hand aan jou openbaar. If you trust him, and you have faith in him, God will come through for you. If you have faith in him, he will supply all your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. He's a faithful God, a marvelous God, an excellent God that will stand upon his word. Ek vertel vir hierdie ding en ek is klaar. Ek het my vrou te huis gehuur en die maandag, net miskien ek voel, ek wil het vir iemand vertel vanoggend. En die maandag moet die huur betaal word. En ek het nie 'n sent op my naam nie. En die oggend bid ek en ek praat met die Here. Ek het al in my lewe gesien, God will answer sometimes instantly. Hier al sulke gevalle gehad, jy het nou net gebid en dan kom dit deur. Maar as dat tye wanneer jy bid en dan take time. In die oggend bid ek. En ek vra vir die Here, Here, ek moet my huur vanaand betaal. I have no money. En ek vat my koffie en ek stap na die hek toe. En ek staan en drink koffie en ek kom ingestap. Luister wat doen die Here, dis die waarheid, ek vertel nie vir julle nie, my vrou sal weet. En ek het my koffie net klaar gedrink en ek kom in die huis en ek gaan sit op die bank en ek drink my koffie klaar en as ek klop aan die deur. Luister wat doen die Here. En net so skuins oor ons aan die pad het 'n vroukie gebly en sy kom en sy sê vir my, ek is verbaas omdat sy sê, pastoor, kan ek gou met jou praat? Ek sê van ja, sy kom in. Sy sê die volgende ding. Sy sê, pastoor, ek is in my huis nou, in my kamer. En ek praat met die Here nou. Haar seun het van geld gestuur in 'n rekening. En sy sê, terwyl sy die geld ontvang in 'n rekening, sê sy, Here, vir wie moet ek vanoggend bless? Maar sy staan by haar kamervenster. Sy sê, pastoor, en toe ek vra, Here, vir wie moet ek seën? En toe ek my venster oopmaak, toe kom u uit die voordeur uit met die koffie in die hand. En sy sê, ek weet nie, pastoor, wat jy nodig het nie. But here is the money. And God provided for us. Nie 'n sent te veel nie, nie 'n sent te min nie. Therefore, trouble times are certain. Probleme is gegarandeer. Uitdagings sal daar wees. Maar die beloftes van die kind van die Here is, He will always be there, no matter what. This is not to destroy you. The crisis is not to break you. It is to build your faith. And if you trust Him this morning, God will never, never disappoint you. Never leave you, nor forsake you. You just need to trust Him this morning. As jy vanoggend sê, Here, ek gaan U vanoggend vertrou. Kom ons staan op ons voete. Halleluja. Oh, ek het hoop in U. Ek het hoop. As jy vanoggend gebed nodig het, steek jy hand op. As jy vanoggend sê, Here, ek is nie bekeer nie, ek wil graag my saak met die Here regmaak. U is my toevlug. Die God ek vertrou.
Hou gou vas, hou gou vas. Ek wil die gelowiges, while that you are standing, hier is mense vanoggend wat voor moeilike goed staan. Sy gaan deur 'n difficult tyd. I don't know if it is in your marriage, in your family. I don't know if it's financially. I don't know what you are encounter. En terwyl jy net daar vanoggend staan, ek gaan u nie vorentoe nooi nie, maar terwyl jy vanoggend daar staan, dan sê jy, Here, ek gaan u vertrou. Lig jou aan, ek wil saam met jou bid. Terwyl jy daar staan, jy het 'n krisis. Daar's iemand môreoggend 9 uur, moet jy 'n antwoord hê. En jy's bevrees. Jy's bang. Jy dink die Here gaan jou nie steek laat. Maar jy het al planne gemaak. Jy het al iets in plek gesit. As die Here nie deurkom nie, ek het 'n plan B. God said, I'm your plan. I'm your God. I will work things out for you. If you trust me, I will show up. And I will show off my glory. Terwyl jou hande opgesteek is, Vader in die hemel, heilig, groot, gedig, magtige God van die hemel en die aarde. As ons vanmôre na die skepping kyk, die skepping verklaar die grootheid van God. En vanmôre, Here, gee ons alle eer aan U. Al ons probleme, al ons bekommernis, al ons stryde, gee ons vanoggend vir U. Ek wil vanoggend bid dat elke juk sal breek, elke las sal breek, elke bekommernis, Here, sal vernietig, elke, Here, angs, my God, wat beetpak, U vanoggend het hanteer, terwyl ons alles vir U gee, alles in U bekwame hande sit vanmôre, as die God wat weet wat hy doen. Ons het hoop vanoggend, en ons hoop is nie in 'n mens nie, ons hoop is in die Here. Terwyl jy vanoggend so staan, sê net vir die Here dankie. Ek het hoop. Sê net vir die Here dankie. Sê net vir die Here dankie. Ek het hoop. U is my toevlug. U is my toevlug. Bevestig God. Vertrou. Ek het hoop. Ek wil net ons minuutjie vir 'n oomblik in die teenwoordigheid van die Here staan, terwyl die Here ons aanraak vanoggend. Hier is iemand met 'n geweldige spanningspyn. Die agter by jou nek is gevolg van bekommernis. Die Here raak jou nou aan. Die Gees van die Here beweeg nou vanmôre. En die Here breek die juk nou. Dankie, Jesus. Thank you, Jesus. Work it out. God will work it out. One thing I know. Hallelujah. One thing I know. Los, breek af. Breek af, 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 breek af. Bakka los, Profet Willie. Bakka los, bakka los, bakka los. Luister, luister. God het jou klaar vergewe. Word kalm, word kalm, word kalm. Kyk vir my, kyk vir my, kyk vir my. Die Here het jou klaar vergewe. Die Here het jou klaar vergewe.
Breek hy las. Breek hy juk nou. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. God will work it out. I know. I found. God will work it out. God Gaan dit uitwerk. Hou aan vas. In die naam van Jesus. Ek bid Here dat U ingryp. Hierdie swangerskap is in U hand. Ek kanselleer elke aanslag van die ou duiwel. U gaan met hulle. U sal met hulle wees in die naam van Jesus. Baie dankie Here. U seën aan nou. U seën hulle my Vader in die naam van Jesus. Amen. In the family. God gaan dit in die naam van Jesus. Elke vloek, elke las, elke juk, breek het in die naam van Jesus. Ek kanselleer elke vuilplan in die magtige naam van die Here. Dankie dat U dit nou doen, Here, in die naam van Jesus. Vader, in die naam van Jesus, dankie dat U nou, Here, hierdie huis ingryp. U sien na trane, U sien na bekommernis. U, my God, is magtig. Ek dank U vanoggend dat U deur die krag, deur die glorie U guns, beskerm my Here, beskerm my huis nou, in die naam van Jesus. Dankie Here Jesus. Halleluja. Halleluja. In die naam van Jesus. Dankie Here dat U breek elke vuilplan van die duiwel. Ag hou vas. Hierdie jong man sê hy wil sy hart vir die Here gee. Halleluja. Halleluja. As jy 'n student, jy student. Van waar is jy? Hy is van Swellendam. Halleluja. Steek jy hande uit na hom toe. Wat is jou naam? Ethan. Vader, vanoggend bring ons vir Ethan voor U. Hy bely met sy mond, hy glo in sy hart, dat U hom bewaar en beskerm. Dankie vanoggend dat U sy lewe vat, in U bekwame hande sit. Heilige Gees, U vat besit van sy liggaam, sy denke, en hy groei in die woord. U onderrig hom en leer hom aangaande die weg wat hy moet gaan. Ek dank U vir die inwonende Heilige Gees wat nou besit neem van sy lewe. Hy is vry, hy is verlos, hy is gered uit sy sonde en die Here kry die eer vanoggend in Jesus naam. Gee die Here prys. Ek gaan nou vir julle bid. Daar's 'n ander ding. Terwyl ek vanoggend in my stilte tyd bid en ek praat met my vrou, en ek wil vanoggend dit vir U of vir dit oor die gemeente bid. Iemand het dalk vir jou vervloek, vloek na jou toe gestuur, na 'n toekoms toe gegaan, na waarseer toe gegaan. Iemand is afgunstig. Iemand wil hê jy moet in die ongeluk val. Iemand wil hê dit moet nie met jou goed gaan nie. En dinge gebeur jou en hierdie goed het nou al jou getref and it is running through your family. And this morning, die vloek is klaar gebreek op Golgotha toe Jesus gesterf het. Elke vloek is gebreek op Golgotha. Toe Jesus sterf en sê dit is volbring, toe breek hy elke vloek wat op jou en op my lewe ooit sou kom. En terwyl jy jou hande lig vanoggend, dan sê net Here, dankie dat U my vry maak. Geen onheil sal my tref.
en geen plaag sal naby my tent kom nie. Terwyl ek vanmôre hierdie Amerse familie voor U bring, en U is bekend met hulle omstandighede. U weet wat hulle deurmaak. Nou mas my gebed aan vanmôre, Here, sal U dan die reg doen aan die kinders, dat terwyl Michael roep en terwyl Katie roep tot die Here, dat die Here sal antwoord nie. Lang genoeg, Here, het hulle deur hierdie omstandighede gegaan, was verneder en verdruk, beskuldig. Maar nou bid ek vanmôre dat die Here opstaan en dat die Here vir hulle sal stry. In die wonderlike naam van Jesus. Yes, yes. Yes, lig vat jy over mekaar se hand vas. In die magtige naam van die Here. Elke juk gees van verwarring kanselleer ek in die magtige naam van die Here. Ek wil bid, Abba Vader, dat wanneer hulle sal roep tot die troon van genade, dat die Here sal antwoord. U sal U heiligheid, U krag en U grootheid openbaar in die wonderlike naam van Jesus. Suster Rosie, steek op jou hande. Broer Sammy, kom tot nie. Kom staan nie langs jou vrou. Ek gaan nou vir die familie bid. Wees net so 'n bietjie rustig, familie. Die worship team kan maar aanbid. Staan nie langs jou vrou. Halleluja, halleluja. Ek voel die krag van die Here. Hou mekaar se hande vas. Ek voel die krag van die Here vanoggend. Ek wil vanoggend die Here vir hierdie familie bring. Somtyds verstaan hulle nie wat gaan aan nie, maar U is hulle God. Ek bid vanoggend, Here, dat U met Sammy en Rosie sal wees. Beskerm hulle. Psalm 91 oor hulle lewe. Elke aanval, elke aanslag by hulle werke, by hulle huis, by die buurte, dat U hulle sal seën nou in die magtige naam van Jesus. Dankie, Here, vir as 'n familie. Vader, ek bring vir Pieter, sy vrou en sy seuns vanoggend. Ek bring vir Caleb voor die troon van genade. Ek wil bid, Here, dat U 'n laar rondom hulle trek. U beskerm hulle, U bewaar hulle, Here. U behoed hulle, my Vader, van alle kante. Breek elke juk, breek elke las, my God. Toon aan hulle dat U is hulle God en U gaan 'n magtige deur vir hulle oopmaak. Ek wil bid vir die hand van voorsiening in die magtige naam van Jesus. Halleluja, in die magtige naam van Jesus. Dankie, Here, dat U nou antwoord. Dankie dat U antwoord. Dankie dat U jukke breek en laste breek in die magtige naam van die Here. Steek op jou hande, my suster. Halleluja, in die magtige naam van die Here. Ek wil bid, Abba Vader, tel af weer op, lig af weer op. Ek wil bid in die magtige naam van die Here, dat U weer opnuuts met nuwe planne, nuwe gedagtes sal kom, Here. Elke vloek, elke binding, elke negatiewe woord, Here, kanselleer ons nou in die magtige naam van Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Yes, yes. Hou mekaar se hande vas. In die naam van Jesus. Vader, U is getrou. U gaan hulle weer bou. U gaan hulle weer optel. Elke vloek, elke juk, elke las, elke negatiewe woorde in die magtige naam van die Here. Die Here beskerm, die Here beskud, die Here staan op, die Here veg, die Here openbaar sy krag en sy heerlikheid oor hulle lewe nou in die naam van Jesus. Halleluja. Praise the Lord, in die magtige naam van die Here. Baie dankie, koning van die konings. Dankie vir wat U vir hierdie man en vrou doen. U bewaar hulle nou, U beskerm hulle nou, U beskud hulle nou. U is vir hulle 'n God van baie, baie naby. U seën hulle, Abba Vader. Terwyl hulle roep, sal die Here antwoord in die wonderlike naam van Jesus.